'n Boere in Daba vind die 17de Maart in Bloemfontein plaas wat aangebied word deur Vrystaat Landbou. Nou ons boere vra altyd, hulle soek, hulle wil bietjie praat en mense, hulle wil hulle laat hoor en dis hoekom hierdie geleentheid dan ook daar is. En ons gaan nou met meneer François Wilken, die president van Vrystaat Landbou praat. En François, welkom hierso by Boer Media. Ja, baie dankie vir die geleentheid. François, kan jy net vir ons boere net verduidelik, wat behels hierdie boere en Daba, wat gaan julle doen, wat is op die agenda? Dankie, dit is eintlik 'n ding wat al 'n hele tydjie kom, wat ons dit oorweeg, omdat ons baie by die boereverenigings en sommer met gesprekke, mense wat my skakel en sê, hulle voel die deelname van die boer op die grond, die ou wat elke dag met die uitdagings te doen het, 'n stem kom nie meer na buite toe nie, en hulle wil graag 'n geleentheid hê, waar eintlik wat ons wil hê die ouens moet kom en met ons praat en vir ons voorstelle maak van hoe gaan ons weer spesifiek op die grond ons boerevereniging verenig binne distriksverband, dat ons daar met mekaar kan gesels, sodat die boodskap duidelik na boontoe kan gaan en kan uitgaan na die plekke toe waar dit moet uitkom. Julle boere en Daba wat julle nou beoog, weet hoe gaan die formaat van daai aanbieding wees? Is dit iets wat sprekers gaan hê of gaan dit deelname van die vloer af ook wees? Die grootste gedeelte gaan die deelname van die vloer af wees. Ons sal natuurlik vir die ouens sê wat ons geïdentifiseer het as hakplekke en waar ons graag wil verbeter en wat vir ons moeilik is, die kommunikasie, en dan wil ons baie van die grond af ook hê. Ons het iemand soos byvoorbeeld Frans Cronje, ek het met hom gesels, die wat hom ken, is 'n scenario beplanner. Hy gaan vir ons, as hy dit kan maak, ons glo hy gaan vir ons so 'n bietjie sy idees gee van hoe dink hy in 'n nuwe bestel, in 'n nuwe staatsbestel, hoe moet ons posisioneer as industrie en as gemeenskappe op die grond binne hierdie veranderende omgewing waarbinne ons is. En ek is seker julle sal sekerlik die onderwerp van tegnologie ook aanspreek, want ek sien tegnologie is besig om groot uitgerol te word oralster in landbou, nie net eintlik in landbou nie, reg oor alle aspekte van ons ek wil amper sê van ons ekonomie, van ons samelewing. So ek is seker julle gaan daaroor ook praat, tegnologie. Ja, verseker, sosiale media en tegnologie is deel van ons kan dit nie ignoreer nie. As jy dink jy is nie daar nie, dan maak jy 'n fout. Jy is daar, so jy moet deel wees daarvan, jy moet dit bestuur en jy moet dit gebruik tot voordeel van die industrie, en dit is hier waar ons jonger generasie moet toetree, want dit is waar hulle inligting kry, dit is waar hulle baie betrokke is, en ons moet daai koneksie maak tussen sosiale media en die persoonlike ervaring op die plaas, en waarmee jy besig is, want jy kan 'n redelike gedeelte met tegnologie kan jy hanteer, maar daar is ander goed wat jy ongelukkig self in gesig na die mense toe moet vat en dit gaan beredeneer. Inderdaad, julle doen dan ook 'n beroep op die jonger boere om deel te neem en na die boere en Daba toe te kom. Ons beleef self dat die jonger boere is baie krities partykeer teenoor georganiseerde landbou. En partykeer sê hulle dit vat te lank en die ouens praat net en daar word nie uitvoering gegee aan besluite nie. Jy weet, dit is asof daar so bietjie nog 'n vertrouensstorie betrokke is. Wat is julle siening daaroor? Ja, kyk, as ek moet eerlik wees, oor die afgelope klompie jare het die vertroue binne die of teenoor georganiseerde landbou het verdwyn. En met reg. Ek dink wat ook, en die boere dra ook 'n mate van skuld aan dit, want ons het geneig geraak oor die afgelope klompie jare, ons stuur die gewillige ouens, ons stuur nie noodwendig die regte ouens. So ons moet baie meer debatteer op grondvlak, sodat ons 'n konsep kan formuleer, dit kan noduleer en dit dan kan konstruktief vorentoe vat. Maar daar het 'n geneigtheid ontstaan van ons wil liewer kritiseer. Solank daar iemand is wat ek kan kritiseer, dan is ek half reg daarmee. So ons wil daai goeie gesprekke op die grond, dit wat die boere beleef elke dag, kan oordra. Ek het die afgelope tyd het ek probeer in skrywers wat ek gerig het, om die gevoel, die emosie, die pyn waardeur 'n boer elke dag gaan. En dan 'n baie belangrike ding is wat ek ook altyd sê, is ons moet begin om positiwiteit en negativiteit te balanseer met realiteit.
So dit is wat ons graag daar wil bespreek. Hoe gaan ons daai balans vind? Tussen jou gewoonweg mense sê maar jy moet positief bly en dan is daar negativiteit. Maar die realiteit is die ding waarop ons moet fokus en ons moet daardeur werk as totale landbougemeenskap. François, ten slotte, wie is almal welkom by hierdie boere in Daba? Is dit net Vrystaat landboulede of kan ander organisasies en ander lede ook betrokke raak daar? Nee, dit is glad nie net vir Vrystaat landbou. Die idee is eintlik om die ouens wat nie direk betrokke is nie, om die tafel te kry, om sê vir ons wat pla julle, hoekom wil julle nie daar wees nie, hoekom wil julle nie deelneem nie, wat moet ons verander? Want ons sit ongelukkig in 'n tyd as ons net sommer na die wêreld kyk, die hele wêreldomstandighede is besig om te verander. So ons sal moet groepeer in industrieë, soos Frans dit altyd noem, jou enklawes. Elke gemeenskap gaan moet beheer vat oor sy gemeenskap. So hier is nie lid of nie lid of wat ook al, dit is vir elke boer wat in die Vrystaat boer en as daar ouens van buite die provinsie is wat wil deelneem, julle is absoluut welkom om te kom en laat ons met mekaar praat. Die boere moet natuurlik nou registreer om deel te kan wees van die boere in Daba wat dan nou Dinsdag die 17de Maart gaan plaasvind. Die skakel sal ons hier onder in die kommentare ook sit of hier onder in die beskrywing van die video. Kan jy net vir ons boere sê, die manne wat reis op Dinsdagoggend, as hulle dan nou hoe laat begin dit en wat behels dit als is julle dan koffie met beskuit of wat bied julle aan? Ja, kyk, so van 9:00 af gaan ons basies registreer en dan sal daar koffie en beskuit en toebroodjies moontlik wees en dan die middag as ons klaarmaak gaan daar 'n ete wees vir die ouens. So die rede vir die registrasie is maar basies net om beheer oor die situasie te kry, want dit kan gebeur dat wanneer die goed gratis is en ouens hoor daar's dalk 'n ete of 'n ding, dan kan dit dalk vir jou moeilik maak. So dit gaan maar daaroor. En dit is nie om geld te maak uit die dinge wat ons op basis, maar net ons kostes dek. Ons dek in elk geval meer as die helfte van die koste uit ons eie rekening. Want dit is vir ons krities belangrik dat die ouens kom en deelneem en dat dit georganiseerd en beheerd is. As ons die uitstap moet ons verenig as die boere van die Vrystaat of dan nou die boere in die algemeen, dat ons 'n stem weer kry vir die boere op die grond. Daar sê ek dink aan van ons kant af wil ons ook net vir julle sterkte toewens en ek wil ons boere uitnooi en aanmoedig om dan nou hierdie inisiatief van julle werklik waar by te woon, want ek dink dis maar waar gewoonlik die denkpatrone verander word en waar 'n mens die rigting kan draai. So as jy voel dat jy is ongelukkig, jy's ontevrede, gaan woon hierdie boere in Daba by. François, 'n laaste woord van jou kant af van ons boere, die manne wat kyk, wat nog wonder of hulle nog dit moet deelneem hieraan en om dit te gaan bywoon. Nee, ek wil absoluut 'n uitdaging rig aan die boere mense. Kom ons sal moet begin deelneem. Ons sal die verlede agter ons moet sit, die wrywing wat daar was, die ongelukkigheid wat daar was, sal ons moet saam wat die back and closure situasie wat nou in die land ontstaan het vir ons gewys dat ons sal die boer se stem moet begin hoor. Ons sal die boer op baie vlakke, as ons kyk na die waardeketting. Ek het altyd 'n gesegde wat ek sê, die landbouwaardeketting. Onder die boer is daar nie 'n ketting nie. En sonder die verbruiker is daar nie 'n waarde nie. En daai twee pole, ongelukkig die ouens wat geen sê het op wat ek betaal vir my inset en wat ek kry vir my produk nie. En die verbruiker aan die ander kant, hy moet betaal wat hy gevra word. Daai ding moet ons uitsorteer en dan moet ons as 'n eenheid binne die landbougemeenskap. Ek nooi julle uit asseblief mense, spandeer die tyd, kom gesels, kom luister. Kom ons kry iets dat ons daar uitstap, dat ons die ding verander sodat hy moet verander binne die veranderde omstandighede waarbinne ons onsself bevind. Daar sê met daai woorde van meneer François Wilken wil ons dan afsluit en dan sê ons vir julle gaan woon gerus hierdie Indaba, hierdie boere Indaba by. Dit was Vrystaat Landbou se president François Wilken.